medisyne vir die siel. Toe God sy mense verlos het, was hulle eerste reaksie nie 'n plegtige toespraak of 'n formele gebed nie. Ons lees in Psalm 126 vers 2. Ons het gelag en gesing. Onder die nasies het hulle gesê, die Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Hulle het so onbeheers gelag, hierdie volk van God, dat die nasies rondom hulle dit opgemerk het. Eintlik is dit 'n baie merkwaardige teks, om te dink dat God lag kan gebruik as 'n bewys van sy verlossing. Die lag was so oorvloedig en so aansteeklik, dat die nasies gesê het, Here het groot dinge aan hierdie mense gedoen. Ons sien dit raak. Ons hoor dit. Ons weet hoe maklik dit is om vreugde te verloor as ons kyk na die wêreldwye onrus, na ekonomiese onsekerhede en vertroebelde verhoudings. 'n Onlangse studie deur die American Psychological Association het bevind dat die lagfrekwensie onder mense, onder volwassenes spesifiek, het die afgelope 2 dekades merkwaardig afgeneem, terwyl angs dienooreenkomstig gestyg het. Gelukkig het mense soos die navorser Barbara Fredrickson van die Universiteit van North Carolina aangetoon dat positiewe emosies soos vreugde en lag ons denkraamwerk verbreed, ons hulpbronne opbou en ons veerkragtigheid versterk. Dis haar sogenaamde broaden and build theory, dat jy iets goeds vat en jy maak dit meer en dan verbreed jy daarmee jou horison van vreugde. En sy toon aan dat vreugde ons denkwyse verbreed deur die drang te skep om te speel, om grense te verken, om kreatief te wees. Jou lag help jou om op te bou. Jou lag is medisyne vir jou siel. En ook vir andersin, want dit bou gemeenskap. Waar mense saam lag in 'n gesin of 'n gemeente, is daar gesondheid. Ek dink juist die vreugde wat Jesus so uitgestraal het, is wat mense na hom toe aangetrek het vir genesing, vir genot, vir groei. So, lag vandag. En as iemand vir jou vra, hoekom is jy so bly? Dan antwoord jy soos die psalmskrywer, die Here het goeie dinge aan my gedoen. Leef geïnspireerd.